is dit die maand Abib of Nisan, deel 6. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jafashua, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Wat beteken ons funksioneer wêreldwyd? Soos jy sal hoor later, ons is nie 'n kerk of 'n denominasie of 'n organisasie nie. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dink aan my laaste boek, my heel nuutste boek, die boek Hebreërs, Waarheid of Leuns. Is 'n A4 boek, 500 bladsye dik. Hy's ook in kleur, hy's in wit en rooi geskryf. Jy moet hom nie mis nie. Sou jy belangstel, kan jy my kontak by my WhatsApp nommer, dis 0722367124, of jy gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Soos jy sien hierbo, né? As dit dalk die eerste keer is wat u na die reeks gaan kyk of luister, u is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin voor, want jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Dit is baie belangrik. As uiteindelik noodsaaklik dat jy sal inteken op 'n YouTube kanaal. Stuur jy ook hierdie kontak, dis 'n link vir die vriende en kennisses, vir almal wie lief is. Hierdie reeks is lewensveranderend, maak seker jy skryf blok 'n pen en 33 Bybel byderhand, of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die 1860 weergawe, of so nie die 1611 King James Bybel. Bring 'n veiligheidsgordel saam, seatbelt. Jy gaan hom nodig kry. Dis uiters belangrik dat jy verstaan dat ons vereenseldig ons nie met die volgende instansies of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israeliese groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Jab-beweging, Jehovah's Getuies, Sewe-dag Adventiste, Protestante kerke, Katolieke kerk. Ons behoort aan geen kerkdenominasie of organisasie nie. Ons is 'n eindtyd Bybelstudiegroep en ons funksioneer reg oor die wêreld. Op die internet, YouTube, Instagram, Dropbox, Telegram, Facebook, alles. Ons gebruik die oorspronklik aan 1860 weergawe van Dr. Joseph Briand Rotterdam, waar in hierdie Bybel is die naam Here Jesus in werklikheid Jafashua, die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ek wil net sê, ek het 'n klompie van hulle, sou u dalk belangstel om een te kry. Kan jy my skakel en kan vir die prys gee. Goed, ons gaan oor. Waarom die maand Nisan? Ons het 'n verskriklike reaksie oor hierdie Abib en Nisan. Jy kan nie glo dat mense al reeds skakel en my sê, prof, ek kan nie glo dat die kerk my in sulke blindheid gelei het my lewe lank nie. Dis maar net die begin. Ons gaan nou verder. Nou verstaan ons vandag in 2026 waarom hierdie gedeelte oor Paasfees so in Exodus 34 vers 25 in ons eie 1933 Afrikaanse Bybel invertaal moes word. Nou verstaan ons dit. Dit is om te help dat ons kinders, kleinkinders, agterkleinkinders en later geslagte moet sê, dit staan so in my Bybel geskryf. Sonder om werklik te weet hoe korrup die Bybelgenootskap van Suid-Afrika was, Tosius en sy Katolieke vriende, toe hulle die 33 Afrikaanse Bybel geskep het nie. Ek, Prof. Hannes, het navorsing gedoen, het 3 verskillende Engelse Bybels soos die 1611 King James Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, en the Ancient Eastern Text van die Lamsa Peshitta Bybel, het sê, al 3 hierdie genoemde Engelse Bybels verwys volgens Exodus 34 vers 25 na the Feast of the Passover. Moet jy gehoor? Hy sê nie Easter, ek kom gee vir julle weer die Bybels. 1611 King James Bible, nie New King James nie, 1611. Die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die een wat jy nie kan kry nie, ek het 'n paar kopieërs van hulle. And the Ancient Eastern Text van the Lamsa Peshitta Bible. Al 3 hierdie Engelse Bybels verwys volgens Exodus 34:25 na the Feast of the Passover. En nie na Paasfees of Easter nie.
Want ons weet reeds dat ene Konstantin 327 na Jafashua by die Council of Nicene die Goeie Vrydag Paasweek naweek geskep het om die Hindoefees van Astara, die kruisiging en die opstanding van Isis. Want die naam Jesus het nog nie bestaan in sy tyd nie. Die naam Isis het bestaan in die plek van Jesus. Daar was nie Jesus nie, eintlik in die plek van Jafashua. Want die naam Jesus het nog nie bestaan nie, dit is eers in die 16de eeu is die letter J geskep. Het is belangrik om te weet dat vir eeue voor Jafashua se geboorte was die Pesach of die Pascha reeds jaarliks as die nuwe jaar vir die volk van Israel gevier en nie enige ander heidense volk nie. Wanneer ons nou die Nuwe Testamentiese verwysings na Paasfees bestudeer, na Paasfees, is dit uiters noodsaaklik om te weet wie die Nuwe Testament van ons eie 1933 Afrikaanse Bybel geskryf en vertaal het. Want dit was nie een van die genoemde broederbonders, vrymesselaars, Tosius hulle nie, wie die Ou Testament vertaal het. Nou, wie was dit dan? Sy naam was Professor Gildenhuys. My van is Redlinghuys, is nie my oom nie. Nee, hierdie was Gildenhuys, 'n volbloed Rooms-Katolieke priester, wie toegang tot die Vatikaan in Rome gehad het. Sy herkoms was uit Holland, en daarom was hy ook Afrikaans magtig. Dit gee jou die persoon wie die Afrikaans, die Nuwe Testament, vertaal het. Professor Gildenhuys spandeer 7 jaar in Suid-Afrika, terwyl hy die Grieks of die Nuwe Testament hier vertaal, want die bogenoemde broederbonders en vrymesselaars, wie die Ou Testament vertaling behartig het, was nie Grieks magtig gewees nie. Het is wel bekend dat van hierdie genoemde broederbonders en vrymesselaars later jare groot gedeeltes van Professor Gildenhuys se werk volgens die 1933 Ou Afrikaanse Bybel verander het, wanneer hulle die 1953 Afrikaanse Bybel skep. Hulle sê wat net 'n hersiening was. Nee, dit was nie net 'n hersiening nie. Dit is 'n volbloed Bybel, volwaardige van die broederbonders en die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Hulle het dit gedoen. Dis weer tyd dat u nou 'n veiligheidsgordel, 'n seatbelt, styf moet vasmaak. Want ons nou die volgende, wanneer ons nou die Nuwe Testamentiese leuns oor Paasfees, Easter Vrydagfees van die Rooms-Katolieke Kerk gaan bestudeer. Weet jy gehoor ek sê, wanneer ons nou die Nuwe Testamentiese leuns oor die Paasfees, die Easter Vrydag, Goeie Vrydagfees van die Rooms-Katolieke Kerk gaan bestudeer. Ai. Dieselfde leuns in die Nuwe Testament. Lukas 2 vers 40, 41. Maak 'n nota. Lukas 2 vers 40, 41. Lukas 2 vers 40. En die kindjie, dis Jafashua, het opgegroei en sterk geword in die gees en vol van wysheid, en die genade van Jahwe Almagtig, dis God, was op hom. En sy, nou daai sy in die 33 moet sekerlik 'n hoofletter wees, klein lettertjie. Seker omdat hy toe nog maar 'n baby was, sy. En sy ouers, Jafashua se ouers, was gewoond om elke jaar met die Paasfees, kyk wat staan daarso, wat staan in Lukas 2:41? Paasfees. Maar ek het dan nou vir u gewys dat die Paasfees kon nog nooit bestaan het in die antieke Hebreërs nie, in die tyd van Moses en daarna nie, nooit. Daar was niks wat dit geonderhou het nie. Paasfees het eers lewe gekry by Konstantin 327, 327, want dit 2 jaar geduur, die Council of Nicene. Hy sê, en die ouers van Jafashua was gewoond om elke jaar met die Paasfees, kyk wat hy weet jy wat? Gildenhuys sou dit nooit in vertaal het nie. Hierdie is die vertalingswerk van die broederbonders. Waarom nie eerder die verwysing na die Hebreëse Pascha op Pesach nie? Ek vra vir u, hoekom moet in ons 33 staan Paasfees? Ek moet sê, dis vir die kinders, nageslagte, kleinkinders, agterkleinkinders. Dan sê hulle, staan in my Bybel so. Ek het al mense gekry wat sê, prof, dit staan in my Bybel so, my 33 Bybel. Dan sê ek, maar hoekom, het jy nog nooit jou eie navorsing gaan doen nie?
Nee, ek lees maar net my Bybel. Hy sê na die Paas, hy sê, en sy ouers, dis Jafashua se ouers was gewoond om elke jaar met die Paasfees. Waarom nie eerder die verwysing na die Hebreëse Pasga op Pesach nie, na Jerusalem te gaan? Weereens vind ons vandag in 2026 hoe onbybelse Ou Testamentiese verwysings, want dit kom uit die Ou Testament, dis wat Tosius hulle ons invertaal het, dit daar geplaas het. Wat ons nou weet is 'n leuen. Ook in die Nuwe Testament deur Bybelvertalers en hersieners van ons eie Suid-Afrikaanse Vrymeselaar Bybelgenootskap invertaal is. United Bible Society. En dis hoekom daar elke keer 2 Rooms-Katolieke priesters by is, wanneer die verskillende Bybels geskep en vrygestel word. Is nie vreemd nie. Satan is oralste, né? Die 2 Nuwe Testamentiese verwysings na dieselfde leuen. 2 Nuwe Testamentiese verwysings. Handelinge 12 vers 7. Met ander woorde waar hy praat van Paasfees. Handelinge 12 vers 4 sê ek 7. Handelinge 12 vers 4. En omtrent daardie tyd het koning Herodes, nou het u geweet daar's 2 koning Herodes gewees in die leeftyd van Jafashua. Ja, die eerste koning Herodes toe hy gebore is, was daar en toe het hy die seentjies van 2 jaar tot op 2 jaar doodgemaak, maar die vader het reeds vir Josef en Miriam, dis nie Maria nie, Maria is 'n Griekse naam, sy was 'n Hebreëse meisie, na Egipte gelei met die kind Jafashua, né? En later, binnekort was hy dood gewees, ek dink net binne 6 jaar of so, was hy dood gewees, wat hulle dan teruggekom het Egipte toe, en dan was daar 'n tweede koning, Herodes, baie mense weet dit nie eers nie. En omtrent daardie tyd het koning Herodes, dis die tweede koning Herodes, sy hande geslaan aan sommige uit die gemeente van Jafashua, om hulle kwaad aan te doen. In vers 2, en hy het Jakobus die broer van Johannes met die swaard omgebring, hy het hom gedood. Vers 3, en toe hy koning Herodes, en die tweede koning Herodes, sien dat dit die Jode welgevallig was, het hy verder ook Petrus in hegtenis geneem. Dit was in die dae van die ongesuurde brode. Dit was die dae van wat? Die ongesuurde brode. Wat is die ongesuurde brode? Dit is deel van die Pesach, die Pasga, nie die Paasfees nie. Wanneer was die dae van die ongesuurde brode? Dieselfde tyd wanneer die volk Israel die uittog uit Egipte land herdenk het, dan ook terselfde was dit hulle nuwe jaar. Jy het dit? Mooi. Vers 4. Toe het koning Herodes hom dus vir Petrus dan gegryp en het hom in die gevangenis gesit en oorgegee met 4 wagte, elkeen aan 4 soldate om hulle te bewaak, om hom te bewaak. Hulle is bang vir Petrus, né? So wanneer jy in die krag van die Ruach wandel, dan vrees hulle jou. Hy sê 4 soldate om hom te waag, met die bedoeling om hom na die Paasfees, die wat staan daar? Dis nie hakies nie. Met die bedoeling om hom, dis Petrus, na die Paasfees, nie die Pesach op Pasga nie, of die ongesuurde brode nie. Die bedoeling om hom na die Paasfees, waarom nie eerder nie, verwys na die Hebreëse Pasga op Pesach nie? Want hierdie verwysing weet u reeds, het absoluut niks met die volk van Israel se uittog uit Egipte of hulle nuwejaar te doen nie, maar eerder die Astara of die Hindoefees. En daarom word hierdie Paasfees dan op verskillende datums gevier. Het u dit geweet? Paasfees word op verskillende datums gevier, wanneer dit volmaan vir die oosterse godsdiens, die Hindoe godsdiens, vir die oosterse godsdiens van die Hindoes is, en hy het hom voor die volk gebring. So, wat sien ons hierso? Hy verwys nie na Pesach of Pasga nie, na die Paasfees in die Nuwe Testament. Met ander woorde, Handelinge 2 vers 4. Ai. My volgende vraag. Ek dink op die stadium is jou seatbelt al uitgerek, soos dat jy wil uitval uit die stoel uit, né? Hoe moet jou pastoor het nooit vir jou geleer, jou predikant, of die professors en al die slim ouens, die Bybelgenootskap ouens? Hy sê, my volgende vraag, het die volk van Israel ook 2 verskillende datums, wanneer hulle 'n nuwe jaar, naamlik die Pesach of die Pasga aanbreek? Of besef u ook nou dat hierdie net 'n Hindoenistiese vereiste is, om hulle 3 afgode, naamlik die eier, die pasas en die hoenderhaan, te aanbid? Hoekom is die uittog uit Egipte, wat deur die
deur die Rooms-Katolieke Kerk en deur jou kerk ook gevier word. Dis as jy nie 'n Javis is nie, dan behoort ons aan geen kerk nie. Dis hoekom ons nie aan kerke kan behoort nie. Want meeste van hulle lieg vir die mense. Dit is almal, meeste van hulle, ek wil sê omtrent 99% van hulle, onder die mag van die Rooms-Katolieke Kerk. Wat probeer die internet doen? Die internet en hierdie een globale godsdienstsysteem, wat bestuur word deur die Rooms-Katolieke Kerk en die Satan self, probeer om die algemene godsdienstige mense te kry om weer leuns te glo. En nie die bonatuurlike geopenbaarde waarheid nie. Mense wil my nie glo nie. Hulle doen enige ding om my af te kraak, om my af te bring. En weet jy wat, ek het nog nooit vir jou enige iets gegee behalwe die waarheid nie. Wat ek sê, wys my verkeerd. Hier weer. As ek verkeerd is, bewys my verkeerd. Hier gee ek vir jou die feite. Ek wil een ding sê, as ek in 'n hof gestaan het voor 'n span regters en hierdie is die inligting wat ek verdedig en ek het vir hulle die inligting tot nou gegee. Het daai hoofregter lankal gesê onskuldig, jy kan gaan. Jy is besig om my tyd te mors, laat jy gaan. Maar die godsdienstiges, wat sê die swart mense? Evalegile. Stupid, toe. Maak eens oop vir landstyd nie. Hoekom? Want ons is deur die kerk verblind. Ek was daar. Ons het ook geglo, Easter weekend, Goeie Vrydag, kruisiging, opstanding. Ons het dit ook geglo. Onbybels. Easter weekend, Paasfees, die kruisigingsnaweek van die Jesus, nooit gewees nie, my ou. Die uittog uit Egipte uit, nooit gewees nie. Ons praat nou nog maar van die uittog van Egipte, ons praat van die Hebreërs se uittog uit Egipte uit. Ons kom by die kruisiging. Dan moet jy 4 seatbelts hê. Dit is nou noodsaaklik om te sien wat die Bybel verklaar. So wat doen die internet? Hy is besig om die mense met leuns te vergiftig. En omdat die mense nie die kennis het en die insig en die navorsing het om die navorsing te doen nie, of waar hulle inligtingbronne te kry nie, jammer, hulle verdrink. Met al die bonatuurlike geopenbaarde Bybelse inligting, so ons nou kyk wat verklaar die Bybel. Wat verklaar die Bybel? Kom ons lees. Levitikus 23 vers 1 tot 8. Levitikus 23 vers 1 tot 8. Ons gaan maar deur dit moet stap. Vers 1. Verder het Jahwe die Almagtige in jou 33 Bybel die Here met Moses gespreek en gesê, vers 2, spreek met die kinders van Israel, sê vir hulle, die feestyd, nie die Paasnaweek nie, of die Eastertyd nie, of die Goeie Vrydag nie. Hy sê die feestyd van Jahwe Almagtig, 33, die Here. Ek maak net so terwille van die mense wat nie weet nie. Wat julle moet uitroep as heilige samekoms, dat daar heilige moet sekere hoofletter H wees. En dit is my feeste, of my feesttye, my is die Jahwe, as die Vader. Daar moet die hoofletter M wees. Die ouens kan nie eers die hoofletters reg skryf nie. Hoe kan hulle ons leer? Die bloed sal die teken wees. Vers 13. Ekskuus tog. Ek het net iets goeie kyk. Ja, vers 13. Ek het nou gesê Levitikus 23 vers 1 tot 8, maar ons hanteer eers net vers 1 en 2. Levitikus 23 vers 1 en 2. Want ek wil die goed vir jou in verhouding neersit, dat jy dit sien. Hoe die een die ander een bevestig. So vers 2 sê dan, Levitikus 23, 2, so spreek die kinders van Israel, sê vir hulle, die feestyd, nie die Paasfeestyd nie, nie Paasfeest nie, van Jahwe die Almagtige, die Here, moet julle uitroep as 'n heilige samekomste. Dit is my feesttye, meervoud, dit kom oor en oor en oor, samekomste, kom oor en oor. Die bloed sal die teken wees, Eksodus 20, vers 13, Eksodus 20 vers 13. Hy sê, maar die bloed van die geslagte lam, kyk my vingers, sal vir julle, naamlik die volk van Israel, vir niemand anders nie,
volk van Israel, 'n teken wees aan die huise waarin julle is. En ek, Jahwe Almagtig, dis die Here, wanneer ek die bloed sien, sal ek by julle, dis die Israeliete, verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag, naamlik die dood, onder julle wees, wanneer ek, dis Jahwe Almagtig, Egipte land tref nie. So hier's 'n waarskuwing. Smeer die bloed aan die kusyne en aan die deurposte. Vers 14. Eksodus 12:14. In die dag moet julle as Israeliete, nie die heidene nie, as Israeliete, 'n gedenkdag. Kyk mooi, in julle volgende geslagte wees, en julle moet dit as 'n fees tot eer van Jahwe Almagtig. Kyk maar net vir die ouens wat nie nog by dit kan weet. Die Here, julle moet dit vier as 'n fees van Jahwe die Almagtige. Julle, naamlik die Israeliete, moet dit in julle geslagte, luister wat sê hy, as 'n ewige insetting vier, nie tydelik nie. Dit is duidelik dat hierdie Pasga of Pesachfees het absoluut niks met enige protestante, charismatiese of Rooms-Katolieke godsdienst of Hindoe godsdienst te doen nie. Die is die Jode of die Israeliete se nuwe jaarfees. Het ons dit so? Halleluja. Dis die nuwe jaarfees. Eksodus 12 vers 18. Eksodus 12 vers 18. Nou moet jy jou seatbelts vasmaak. Hy sê in die eerste maand, wanneer daai dag wat die doodsengel deurgegaan het, was die eerste nuwe maand vir Israel. Nuwe jaar, die eerste dag van die nuwe maand van die nuwe jaar. Alles begin daar. Want onthou, hulle was 430 jaar onder ballingskap, die Israeliete, onder die Egiptenare. Hulle was slawe gewees. Eksodus 20:18. In die eerste maand, dis natuurlik die maand van Abib, ons weet dit nou. Dis nie Nisan nie, dis Abib. Op die 14de dag van die maand, wat 'n maand? Abib. In die aand, op watter dag? Op die 14de dag van die maand, moet julle die ongesuurde brode eet. Dit wat julle nou voorberei het vir 7 dae. Want die voorbereiding was 7 dae. Nou moet julle die ongesuurde brood eet. Tot op die 21ste dag van die maand. So julle gaan dit nie net daai dag eet nie. Julle gaan dit aanhou eet van die 14de af na die volgende 7 dae. Na die 21ste van die maand Abib in die aand. Hy gee 'n spesifieke tyd van die 14de eerste dag van die maand, die 14de van Abib tot die 21ste van die maand, moet julle die ongesuurde brode eet. Die groot Sabbat of die Pesach of die Pasga. Luister wat ek sê. Die groot Sabbat. Nou prof, wat se ding is 'n groot Sabbat? Is al die Joodse Sabbatte nie dieselfde nie? Nee, daar's 2 Sabbatte. Wel, kom ek sê anderste. As 'n reël is Saterdag die Joodse Sabbat. Vrydag aand son onder tot Saterdag aand son onder. Maar een keer in 'n jaar, op die 15de dag van Abib, dan breek die groot Sabbat aan. Het ons dit? Die Pesach. Een keer 'n jaar. So in daai week is daar 2 Sabbatte. Die groot Sabbat, wat die Pesach of die Pasga is, wat die uittog van Israel uit Egipte herdenk, en dan die gewone Sabbat, waar die Saterdag dan van die Vrydag aand na die Saterdag aand die gewone Sabbat is. Kerk het ons dit nooit geleer nie. Levitikus 23 vers 3. 6 dae lang kan jy werk gedoen word. Maar op die 7de dag is dit 'n dag van volkome rus. Die groot Shabbat, Pesach, Pasga. 'n heilige 4-dag. So hy sê, 6 dae lank het jy werk gedoen. Jy het die voorbereiding gedoen. Jy het die lammetjie voorberei. Jy het die ongesuurde brode gebak. Jy het alles reg gekry. Want op daai 7de dag, die 15de, van die aand van die 14de af laat dit donker word, tot die volgende aand,
is die groot Pesach. Dan mag julle niks doen nie. Hy sê so, 6 dae lank kan julle werk gedoen word, maar op die 7de dag, dis die 15de, is die dag van volkome rus, die groot Pesach of die Pascha. 'n heilige, kyk daar is weer, heilige moet wesiger hoofletter wees, 'n heilige vierdag, met ander woorde 'n feesdag. Geen werk mag julle doen nie. Dit is 'n Sabbat van Jahwe die Almagtige of die Here. Staan dit so? Dis 'n Sabbat. 'n Sabbat is 'n rusdag, 'n volkome rusdag. In al julle woonplekke. Kyk my vingers. Hierdie is nie die gewone Saterdag, nou dit lees nou net aan. Hierdie is nie die gewone Saterdag Sabbat nie, maar is die jaarlikse Pesach of Pascha, naamlik die groot Sabbat. Nou verstaan jy die verskil van groot en klein Sabbat. Naamlik die groot Sabbat wat net een keer per jaar plaasvind en dit absoluut niks met die gewone weeklikse Sabbat te doen nie. Verstaan jy dit? Baie eenvoudig. As jy seker is nie, stop die video, gaan bietjie terug, gaan kyk weer na dit, luister na dit, lees die skrif en maak jou eie nota. Tydens hierdie spesifieke week van die Pesach of Pascha, die nuwe jaarfees, is daar 2 Sabbate in 1 week. Kan jy dit sien? Natuurlik. Die eerste is die Pesach, die Pascha wat met die aand van die 14de Abib aanbreek. Nie Nisan nie, Abib. Wat deurloop na die gewone Saterdag Sabbat en dan met son onder, Vrydag aand aanbreek tot Saterdag met son onder. Dit is sekerlik maklik om te verstaan, natuurlik. 2 Sabbate in 1 week. Levitikus 23 vers 4. Dit is die feestyd, die Pascha-tyd, Pesach. Dis die feestyd van Jahwe, die heilige vierdag, net die volk van Israel, en geen heidense volk nie. Julle moet dit uitroep op hierdie bepaalde tyd in die maand van Abib. Jy kan dit nie in April maand doen nie, want April maand se tyd het te doen met die Israeliet, het te doen met die Hindu fees, die Astara fees. En Jahwe deel nie sy feestydde met enige afgode feeste nie. Hoe maklik is dit? Dit is noodsaaklik dat jy hierdie volgende skrifgedeelte moet reg verstaan. Kyk nou na die tye en die maand wat hier genoem word. Dit sal alles 'n verskil maak. Die Pascha Pesach van Jahwe Almagtig moet plaasvind op Levitikus 23 vers 5. Die eerste van die maand, dis Abib. Op die 14de dag van die maand, dis steeds die voorbereiding van die Pascha lam. Teen die aand, wanneer die son ondergaan, is die Pascha of die Pesach van Jahwe Almagtig. Wat staan daar? Staan daar Paasfees. Kom ons lees weer. Levitikus 23 vers 5. In die eerste dag van die maand, dis Abib. Op die 14de dag van die maand. Kerk het nooit vir ons die goed geleer nie, want hulle het nie 'n klou gehad nie. Toe ek die goed preek, as 'n jong pastoor, toe sê hulle vir my ek is stupid. Halfmal, ek weet nie waarvan ek preek nie, praat nie. Die eerste van die maand, Abib, op die 14 van die maand. Hy sê, teen die aand is dit die Pesach of die Pascha van Jahwe Almagtig. Dis wat? Dis die Pascha of die Pesach. Nie 'n Paasfees nie, of Easter weekend, of Goeie Vrydag nie. Wat verstaan ons hierso? Dat die voorbereiding van die jaarlikse fees, naamlik die Pascha of die Pesach, op die 14de van die maand Abib moet wees. Nie Nisan nie. Want Nisan is in April. Abib is in Oktober, wat ook Tishri is. In die moderne Grieks. Het ons dit? So, die twee is uit mekaar uit. Dus nou wil die ouens Abib afbring na Nisan toe, om het saam met die Hindu feeste te kry. Jahwe vier nie geen feeste, dit is 'n heilige fees, met geen Astara gode nie. En dit nog 3, 'n eier, 'n haas, en 'n hoenderhaan, van alle dinge. Wat verstaan ons hier? Dat die voorbereiding vir die jaarlikse fees, naamlik die Pesach of die Pascha, op die 14 van die maand Abib moet gebeur.
Want al die voorbereiding moes reeds gedoen gewees het, voor die son sak op die 14de van die maand, wanneer dit donker word. En dan breek, die oomblik as die eerste ster sigbaar is, dan breek die Pascha of die Pashach, naamlik die groot Sabbat vir Israel aan, en dan mag niemand enige werk doen nie. Halleluja. Halleluja. So, donderdag, woensdag aand, met son onder, hulle tot op woensdag, het hulle die voorbereiding, woensdag aand met son onder, breek die Pashach aan, die hele donderdag, en dan die Vrydag, breek die gewone Sabbat aan. Hoe maklik is dit? Uit die een groot Sabbat, en die volgende, uit die Pashach uit, en die gewone Sabbat in. Want die gewone Sabbat is nie Pashach nie. Pashach is die feesviering van Israel, se uittog uit Egipte uit. Het ons dit? So woensdag aand, as dit donker word, dan begin donderdag. Donderdag die hele dag is die groot Sabbat, totdat die son ondergaan, donderdag aand, dan breek Vrydag aan. Het ons dit? Dan het ons die groot Sabbat, dan het ons die gewone Sabbat wat aanbreek. Dan mag niemand enige werk doen nie. Die woord sê, daai een dag mag niemand enige werk doen nie. Hoekom? Want dit is 'n feestyd vir Jahwe, 'n heilige dag wat uitgeroep is. Nou wat ek gaan doen, ek gaan net hierso stop. Want ek gaan van hier af met u deel oor die 15de van Abib, met die skrif, wat vir ons alles gaan gee. Waar dit vir ons gaan sê. Waar hy vir ons die maand en die datum en alles gaan gee. Nou as ons dit in die Bybel lees, dan moet ons maar sekerlik kan glo. Waarom ons wil vashou aan 'n Paasfees, wat Tosius en sy broederbonders geskep het, en wat hulle dan ook kom verander het in die Bybel later aan. Ek wonder. Jy sien, die woord sê, Johannes 17:17 sê, ons wandel in die waarheid. Die woord is die waarheid. Ons wil niks weet van leuns nie. Deel hierdie met ander mense, stuur dit uit, praat hieroor, doen jou eie Bybelstudie en moenie dit mis nie. Tot volgende keer as Jahwe lewe en gesondheid spaar. Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.